Goeiedag, ek is dominee Arne Njo van die AP Kerke Ellisras in Marken. En 'n mens praat hierdie week 'n bietjie oor geroepenheid en 'n roepingsbewustheid. En 'n mens kan seker nie by hierdie tema verbygaan sonder om daardie roeping van Paulus te ervaar en weer eens te hoor en 'n bietjie daaroor na te dink nie. En daarom lees ek vir ons uit Handelinge hoofstuk 9 en daardie gedeelte oor die roeping van Paulus, hier vanaf vers 1. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil jy hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Paulus, die man wat soveel van die Nuwe Testamentiese briewe skryf, is die man wat hier die roeping ervaar. 'n man wat hier in die gedeelte sê, nog teen die kerk geblaas het en die mense van die weg, soos die Christene op daardie stadium genoem word, vervolg, en selfs daar by Stefanus gestaan het toe hy gestenig is. Dit is ons wat moet ervaar dat hierdie roeping van Paulus 'n besondere ommekeer in die wêreld van die Christene geword het. Hy wat eens die vervolger was, word die een wat gevolg word wanneer hy die evangelie verkondig en uiteindelik verskillende metgeselle het wat saam met hom gaan, waarvan seker Timoteus die grootste is, waar hy hierdie belewenis het, hoe sy lewe verander het toe hy sy roepingsbewustheid verstaan het, gehoor het en uiteindelik besef het. Ek sluit hierdie week se oordenkings af met juist die besef dat u moet verstaan, wanneer God jou roep, kan jy dit nie weerstaan nie. Wanneer God jou wil gebruik, dan sal hy dit ook doen. Wanneer God jou gebruik, dan gebeur daar besondere dinge in jou lewe en in die lewe van die mense wat jy verander. Jou taak is om die evangelie te gaan verkondig, want jy is geroepene. As Christen moet jy hierdie roepingsbewustheid verstaan, beleef. En ek wil hierdie week afsluit weer vir u aan te moedig, om nie net deur hierdie week daarvan bewus te wees nie, maar ook die roepingsbewustheid in ander mense te sien. Wanneer Ananias uiteindelik by Paulus moet kom, om hom die oë te genees en vir hom te sê wat hy moet doen, dan doen Ananias dit met vrees. Maar hy gaan en hy gaan doen dit. Paulus, wat self die vervolgde word, gaan steeds aan om die evangelie te verkondig. Hy sê, ek sterf elke dag, want hierdie werk is groot. Sien jy die mense om jou? Sien jy daar die broeders, daar die jong manne in jou gemeente wat geroepenis is, maar het nog nie besef nie? Ja, ons het predikante nodig, wat die roepingsbewustheid van God verstaan. En daarom is dit ons taak om hulle daarvan bewus te maak. Dalk is ons die ligstraal in hulle lewe wanneer God deur ons met hulle werk. Mag ons in die genade van Christus vir ons gee, hierdie roepingsbewustheid hierdie week, maar ook in die week wat voorlê en elke dag van ons lewe uitleef, deur net te doen soos die Here van ons vra. Kom ons sluit af met gebed. Genadige Vader, ons wil u stem hoor wanneer u tot ons roep, wanneer u ons geroepenis maak om die evangelie te verkondig. Wees met en by ons, hou ons vas, maar gee ons ook die durf en die daad om u naam te verkondig in die verlossing wat u seun Christus Jesus ons bring, het ons ook 'n bepaalde opdrag. Gaan dan heen en verkondig my naam, so sê u self. Laat ons dit dan doen. So bid ons vir 'n kerkverband, ons bid vir elke gemeente, ons bid vir elke kerkraad en vir elke lidmaat. Amen.